Ons gaan lees uit die Here se woord en uit vroeg in die Bybel, Exodus. Terwyl ons die Bybel laai, ons is besig met 'n reeks dienste nou oor die Bybelse berge. Ons het laasweek in Leiden daaroor gepraat en terwyl van die wat nou nie hier was nie, gaan ek net so 'n paar dinge herhaal wanneer ons by die boodskap kom, dat jy op die regte golflengte kan kom met ons almal saam. So, verdra maar as jy dit nou 2 keer moet hoor, maar ons gaan nou vandag 2 berge behandel, soos jy op die afkondiging gesien het, Sinai en Nebo. Exodus 19, ons gaan 'n paar verse lees en dan oorslaan na 20 toe. In die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland, op dieselfde dag het hulle in die woestyn Sinai gekom. Hulle het van Rafidim af opgebreek en in die woestyn Sinai gekom en in die woestyn Laar opgeslaan, en Israel het daar teenoor die berg Laar opgeslaan. Maar Moses het opgeklim na God toe, en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê: "So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig: Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat ek julle op arensvlerke gedra en julle na my toe gebring het. As julle dan met terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel." En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep, en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê: "Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen." En Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring, en die Here het met Moses gespreek: "Kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jou kan glo." Want Moses het die woorde van die volk aan die Here meegedeel. Verder het die Here aan Moses gesê: "Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, en laat hulle hul klere was, en hulle gereed hou teen die 3de dag. Want op die 3de dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal. Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys en sê: Pas op dat julle nie op die berg klim of sy voet aanraak nie. Elkeen wat die berg aanraak, moet sekerlik gedood word. Geen hand mag hom aanraak nie, maar hy moet sekerlik gestenig of met 'n pyl geskiet word, of dit 'n dier of 'n mens is, hy mag nie lewe nie. As die ramshoring lang geluide blaas, mag hulle op die berg klim." Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig, en hulle het hulle klere gewas, en het aan die volk gesê: "Hou julle klaar teen die 3de dag, moenie naby die vrou kom nie." En op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslaan, blitse en swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laar was gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg. En die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Ons gaan nou oorslaan daarna hoofstuk 20, vers 18. Nou, dit is in die wet gekom wat hier geskryf is. Ek kan oor die huis lees as jy nie die wet ken nie. Vers 18. En toe die hele volk die donderslaan, die blits en die geluid van die basuin en die rook in die berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op afstand bly staan. En het vir Moses gesê: "Spreek u met ons dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons." Toe antwoord Moses die volk: "Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie." Goed, ons gaan verder, ons gaan so 2 boodskappe agterna ook, ek vat so 2 berge op 'n slag, om vir u te wys wat die boodskap van die berge van God is, en wat die waarde is van berge in God se program, en in die Bybel ook, in die praktyk. So, die volk Israel se geskiedenis
word in 3 fases in die Bybel beskryf. Nou ons sal meer daarop ingaan. Ek gaan later vir jou Bybelstudie daaroor gee. Pragtige Bybelstudie om self te doen by die huis, maar hulle geskiedenis word in 3 fases in die Bybel beskrywe. En dit loop saam met die lewe van 'n kind van God as parallel. In ons lewe is daar ook 3 fases. En soos hulle daar in Egipte was, in die land van die Farao, die tipe van die verlore en donker wêreld, soos die mens wat Jesus nie ken nie, in 'n Egipte, in die wêreld, verlore, donker en onbeholpe. En God se volk was daar. As jy die Bybelstudie gaan bestudeer, sal jy baie mooi sien wat aangaan. Maar na Egipte het God sy volk genadiglik uitgelei en hulle kom in die woestyn. Die deurtog deur die Rooi See beteken hulle is verlos. Die see toegemaak agter hulle. Wanneer 'n kind van God by Jesus uitkom, of 'n mens by Jesus uitkom, dan word jy verlos en die verlede maak toe agter jou. Die wêreld maak toe agter jou, tensy jy wil omdraai en weer teruggaan soos baie van ons doen. Maar die woestyn is 'n tipe van die Christen wat nog leef in die vlees en in onkunde. Daar is baie kinders van die Here wat net tot in die woestyn gaan, want hulle is nou klaar verlos, hulle is klaar gered, en nou is hulle tevrede, nou kan ons nagaan soos ons wil. En deur hulle ongehoorsaamheid sterf hulle in die woestyn. Geestelik sterf kinders van God al daagliks in die geestelike woestyn. Hulle loop vir 40 jaar in sirkels. So loop baie kinders van God in sirkels in hulle Christelike hoedanigheid. Hulle kom nie by hoogtepunte uit nie. Berge in die Bybel spreek van hoogtepunte, maar Kanaan is 'n tipe van die oorwinningslewe. En die deurtog deur Jordaan simboliseer dat daar iewers in jou lewe 'n algehele oorgawe aan Christus moet wees om in die oorwinningslewe in te gaan. Daar is 'n hele paar terme waarop dit beskryf word, en soos byvoorbeeld Paulus wat sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. 'n Mens wat van homself lewe kan nie in oorwinning ingaan nie. Daarom moet 'n mens deur die Jordaan gaan, wat 'n tipe is van die kruisiging van die vlees. Goed, die berge is hoogtepunte in 'n proses vanaf die goddelose Egipte, die woestynomswerwinge en die lewe in die land van die kinders van God. Ons is besig op hierdie stadium, vriende, om die boodskappe wat God deur sy berge aan ons te gee, te ondersoek. Soos ek sê, berge is hoogtepunte in enige persoon se lewe, maar geestelik is dit net sowel hoogtepunte in 'n kind van God se lewe, en daarom moet ons vergewis van wat is die inhoud en die boodskap van die berge vir ons as geestelike mense. Goed, aan Israel gee God 'n besondere belofte. Dis sy volk, en hy wil vir sy volk iets goeds doen, en vir hulle iets gee, en hy sê in Deuteronomium 11 vers 11, die land waar julle oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge. Daar's hoogtepunte wat vir julle wag, en daar's hoogtes wat vir julle wag, waar die ander nie bykom nie. Nou goed, ons gaan nie oor die dale praat nie. Dwars deur die Bybel speel God se berge 'n unieke rol, en elkeen dra aan ons 'n unieke boodskap oor. Dit is net so dat elke ding in die Bybel wat 'n naam het, die naam het 'n betekenis. En daai betekenis dra boodskap. Mense en berge en allerlei dinge soos stede. Maar ons weet dat ons name betekenis het. Elkeen van ons se name het 'n betekenis. Die berge van God se name het 'n betekenis, en daai betekenis het 'n boodskap vir ons. Daar's heil of onheil daarin. So in Psalm 24 word die vraag gevra, wie mag klim op die berg van die Here? Sien, berge is belangrik. Wie mag daarop klim? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Dis die persoon wat by die berg van God kan opklim. Die vraag is, klim jy op die berge van God? Het jy geestelike hoogtepunte in jou geestelike lewe hier op aarde, of is jy in die woestyn besig met omswerwinge, die hele tyd in sirkels te loop? Kom net weer uit waar jy gister was. Kom net weer uit waar jy laas jaar was, en dit bly maar dieselfde.
Nou ja, vanmôre se boodskap gaan nie baie positief wees nie, maar in die verband gaan ons kyk na dinge soos die berge het baie groot dinge, daar het groot dinge gebeur waarop ons moet ag gee, anders verloor ons perspektief. So mense wat die berg bestudeer, jy moet kyk waarvoor staan het, wat het daar gebeur in die geskiedenis, soos Armageddon byvoorbeeld. Die berg is Megiddo, 'n klein bergie, wat 'n geweldige rol gaan speel met die slag van Armageddon. Dit is net so 'n heuweltjie. In elk geval, dit gee vir ons perspektief, geestelike diepte en seën, as ons let op hierdie wonderlike verborgde boodskappe van die Here. Van sy berge af praat God duidelik en in diepte met sy kinders. En is hulle wat sy stem ken, wat sy stem sal hoor. Elke kind van God ken nie God se stem nie. Vir baie is die Bybel maar 'n toeboek. Vir baie is die Bybel 'n las. Ons wil nie lees nie, as nie tyd om te lees nie, as nie tyd om te bid nie, as nie tyd om met God te praat nie, dit raak 'n las. Sulke mense sal nooit hierdie dieptes van God bereik nie. Jy moet toegewy wees aan die wil van God en gehoorsaam wees om die diepte van sy berge te ontdek, die boodskap wat daar vanaf kom. So dit gee vir ons 'n dieper insig in God se weë met ons. Psalm 87 sê, sy grondvesting of sy fondamente in Hebreëus is op heilige berge. God het berge van waar hy werk en waarop hy werk met mense. En so moet ons eie berge identifiseer en sê, moet ek nog by Sinai uitkom of wat? Is ek nog onder die wet en so meer? En dit moet 'n mens maar kyk. Maar God sê, hy het fondamente op die heilige berge en van daar af werk hy. Daar is sy plan wat hy uitvoer met ons hier onder die dale. Dan sê Jesaja 49, ek sal my berge tot 'n weg maak. Die begrip daarvan is 'n lering. Dis 'n proses van lering op die berge van die Here. So ons moet leer wat God vir ons wil sê. Dis duidelik 'n duursame progressiewe proses waarop ons tog maar moet let. So ons verstaan nie dalk alles vanmôre nie, maar daar's tye wat ons dit weer gaan hersien en dan sal ons sien wat het ons gemis. Daar's 'n ander teks wat sê in Jesaja 30, die lied sal by julle wees, soos in die nag as die fees gevier word, en julle sal vrolik wees van hart, soos die wat met fluitte loop, om te kom op die berg van die Here, na die steenrots van Israel. Wie is die steenrots van Israel? Hoor nie? Is dit Moses? Is Jesus, dankie. Jesus, op die berge van God wil jou na Jesus toe bring. Hy sê om te kom op die berg van die Here, na die steenrots van Israel, na Jesus toe. So daar is 'n aantrekkingskrag, daar is 'n roeping van God na elke mens om daar te kom by die hoë plekke waar Jesus jou wil ontmoet en waar hy vir jou wil seën. Psalm 125 sê, die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion, wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is berge, soos die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. So is vir ons 'n baie groot belofte en baie seën wat God vir ons wil gee uit die berge waarop hy en waarvandaan hy werk. As jy nie alles by het nie, kan jy volgende week of die verlede week se boodskap by Manda kry. Die feit is dat Jesus was ook lief vir die berge. Ek het laasweek met klaar genoem, maar net terwille van die ander. Jesus was baie lief vir sy berge. Hy is die steenrots van Israel. Hy roep ons na die berg daarbo waar hy is. En hy gaan self na die berg toe. Daar het hy met die Vader gekommunikeer. En daar het hy baie krag ontvang, hoor wat sê hy. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy alleen daar. So hier in die middel van die dag, toe sê Jesus, gaan huis toe, ek het werk om te doen. Ek het werk om aan my siel en my verhouding met die Vader te doen, met die Heilige Gees. En hy klim op die berg, en hy was in die aand nog steeds daar. Hoor wat sê hy? En hy het daar uitgegaan na die berg om te bid,
en die nag in die gebed tot God deurgebring alleen. So, ons moet ook 'n berg van gebed hê, as ons daarby kom. Daar moet 'n plek vir ons wees waar ons alleen is met God. Daarom roep hy ons na die berg om na hom toe te kom, na die steenrots van Israel. Ken jy hom? Ken jy werklik vir Jesus? Of weet jy van hom? Weet jy maar net van hom? Of ken jy hom werklik so dat jy hom ontmoet op sekere plekke in jou geestelike lewe? Lukas sê verder, en omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy Petrus, Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid het sy voorkoms van aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. Dis die verheerliking ons sal by daai berg kom. So is daar diep verborge geestelike boodskappe vir ons in die berge van die Bybel en ook vir in Israel, soos hulle ervaar het deur hulle swerftog op die aarde. Ons moet let op die dinge, ons moet let op wat in die Bybel geskryf is en ons moet reageer daarop, want God wil met ons praat daardeur. Hoor wat sê. Hierdie dinge was voorbeelde, dis wat Israel betref, vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Met ander woorde, ek moet nie die vlees troetel nie en die sonde in die wêreld nie. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Jy moet pas op waar jy verkeer en wat jy met jouself doen. Hy sê al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Dis nuwe verbondse mense, ons op vanmôre hier. En as jy meen dat jy staan, pas op dat jy nie val nie. Dit geld vir ons almal. So, het wys hoe belangrik dit is om uit die geskiedenis te leer. Die geskiedenis is 'n magdom van goud vir jou siel, en vir jou gees, en vir jou hart, en vir jou verhoudings, en vir jou geestelikheid, en vir jou geloof. En as jy dit op sy skrywe, wat is jy dan? Waarmee is jy besig? Net met jouself is al. Romeine 15 sê, want alles wat tevore geskryf is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur die lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Die Bybel, die woord van God, gee hoop. Maar hy bring ons ook by spesifieke punte, waar hy met ons duidelik praat oor sekere dinge, en vir ons sekere gawes gee, om in die dale daaronder te gebruik, wanneer ons in die wêreld teruggaan. Goed, ons kom dan vanmôre by die vermoeide swerweling wat sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan? Sien hoe was hulle met berge vereenselwig. Hy loop daar rond en hy sê, kyk, waar is my hulp? Kyk na die berge, waar kom my hulp vandaan? Want hy weet, Jesus is daar, God is daar. En as ek daar bo kan kom, gaan ek hulp kry. Waarom sê die man so? Omdat die altare en die gedenktekens van God se genade, sy lering en sy voorsiening op sy berge te vind is. Ek het verlede week daarop gepraat, oor die tekens wat op die berge is, vir Kaleb en dies meer. Maar Jesaja sê, hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat die goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Die ou wat die evangelie werklik verkondig, kom met die boodskap van die berge af, waar God is, die koning is daar, jy moet die boodskap by hom kry. Daarom moet jy 'n boodskap toets, wat jy van vooraf kom. Jy moet elke boodskap wat jy luister, moet jy toets. Was daai persoon op die berg by God, by die koning, kom hy met 'n boodskap van God af, of is dit nou wat hy, as hy baie kere hier na ander se boeke gekry het, of op die TV gesien het? Pas op vir daai dinge, pas op daarvoor. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, die evangelie, is die goeie boodskap. Wat vrede laat hoor, wat die goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning.
Dis nie ek wat met jou preek nie, dis die koning wat sy boodskap na jou toe kom, want hy kom van die berg af. Geestelik, die berge sal vrede dra vir die volk, en die heuwels weer geregtigheid, sê God. Die berge wil vir jou vrede gee, daar sal vrede op die berge vir jou kom. Op die heuwels geregtigheid. So God wil vir ons iets sê, deur hierdie dinge wat hier uitkom, wat vir ons soms onbekend is, ons lees daar verby, hier is 'n berg, ons lees liewers oor die rivier of iets. So gaan ons aan. Ons moet stil staan by dinge wat saak maak, ons moet die woord van God ondersoek, gedurig deur ondersoek. Goed, ons kom by die eerste berg, Sinai. Sinai beteken eintlik doring of doringbos. So, die brandbos, of die bos daar wat Moses gesien het, was eintlik 'n doringbos wat gebrand het. Dit word so bekend gemaak uit die Hebreëus. Dit beteken doring of doringbos. Maar hierdie berg het die boodskap van die geregtigheid van God, die eis van God se geregtigheid. So, deur die wet van God wys hy die standaard en die eise van heilige geregtigheid. So as jy daai pad wil loop, as jy aan daai berg wil gaan raak, of op hom wil klim, en daar wil kom waar Moses was om die wet te ontvang, dan moet jy die hele wet onderhou, anders kan jy sterf. As iemand nie die hele wet onderhou nie, sterf jy. Praat geestelik ook. Maar omdat die mens nie aan God se standaard kan voldoen nie, mag niemand op hierdie berg klim nie, want God weet, jy gaan val, jy gaan sterf, as jy op die berg Sinai jou geestelike lewe wil gaan net lewe. Met ander woorde, as jy onder die wet jou saligheid wil bekom, of die reëls en wette en tradisies en dinge, wat volop is in die kerk, en jy gaan val, Jakobus sê, wie die hele wet onderhou en in een opsig struikel het, aan almal skuldig geword. Want die Bybel sê vir ons, daar is nie een mens wat ooit gebore is, behalwe Jesus as God mens, wat die wet in volle kan onderhou nie. Nie een nie. So bly weg van Sinai af. As jy jou voet op die berg sit, met ander woorde, as jy hierdie rigting van wettisisme kies om jou saligheid te probeer bekom, of om heil te bekom, of om God te probeer tevrede stel, sterf jou geestelike lewe daar. Galasiërs 3 sê, almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. En daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Jy sien, daarom mag nie eens 'n dier daai berg aangeraak het, en mag nie opklim nie, skiet hom dood. As Jan van Rensburg daar wil opklim, sê God vir Josua, skiet hom met 'n pyl dood, of gooi met 'n klip dood. Hy mag nie daar opklim nie. Want as hy opklim, gaan hy vir God wil sê, ek gaan die wet onderhou, en ek gaan met deur die wet by u uitkom. Ek gaan my saligheid, ek gaan die koninkryk van God deur die wet bereik. Dis hoe die mense kop werk. Baie van hulle. Maar, Romein 3 sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Sinai is die berg van God se geregtigheid. En as jy daar wil klim, moet jy regverdig wees, totaal. Dan kan jy God daar ontmoet. Jy kan nie deur die wet God ontmoet nie. Jy kan nie op die berg klim nie. So Sinai verdoem die mens tot wanhoop. Maar daar begin God wel om sy pad uit te wys. En dis deur dieselfde wet wat hy ons almal veroordeel, wys hy vir ons 'n pad uit. Want die wet is nie die pad uit nie. God moet 'n ander pad maak vir ons uit na saligheid. Romeine sê, want die wet is deur die kennis, want deur die wet is die kennis van sonde. Dis die eerste paadjie, eerste tree op die paadjie, sonde. Ons moet besef wat sonde aan ons doen, ons moet sê wat sonde is. En hy sê, deur die wet is die kennis van sonde. Die wet sê vir hom, jy is te sondig, jy kan nie op die berg klim nie, skiet hom dood, jy sal sterf. So, deur die wet is die kennis van sonde. Jy moet die wet lees, jy moet die wet bestudeer, sodat jy kan sien wat is sonde.
Die kennis van sonde kom deur die wet. Dis die taak van die wet. Nie om jou te red nie, nie om jou beter mens te maak nie. Die wet maak geen mens beter nie. Hy wys jou wat is sonde, want sonde is ons probleem. Die wet is die spieël vir God se volk en dit wys ons hoe ons harte lyk. Geen mens kan salig word deur iets te doen hier binnekant aan jouself nie. Geen mens kan jou saligheid bereik deur jouself te wil verander of deur iets te doen wat nie van God afkom aan jouself nie. Die wet is die spieël vir God se volk. Wys vir ons hoe lyk ons hierbo. Dis die tweede stapie. Galasiërs sê vir ons die wet was ons tugmeester na Christus toe. Dis die derde tree weg van Sinai af. Heeltemal weg. Hy is ons tugmeester na Christus toe, sodat ons kan geregverdig word uit die geloof, nie die wet nie. Dit word duidelik. Die wet is daar om vir jou te sê, man, jy is treurig, jy is sleg, jy kan nie wen nie, jy is net nie reg nie. En hy sê, soek iewers anders, ek sê jou lei na Christus toe, daar is oplossings. So, die enigste oplossing vir ons om van Sinai weg te vlug na 'n ander berg toe. Die een berg waarop jy nie mag klim nie, waar jy geen seën gaan kry nie, is hierdie rokende, bewende berg, waar net God mag opkom. En Moses kon daar opkom, omdat hy daar 'n werk gehad het om te doen, om die wet van God te ontvang, en oor te lewer aan die wêreld, en daarom moes Moses sterf, toe hy klaar is met sy werk. Hy moes ook sterf, omdat hy op die berg was. Hy kon nie die beloofde land ingaan nie. Goed, daar is 'n berg waarna ons moet vlug, is Golgotha. Klein bergie, maar die grootste berg in die heelal, berg Golgotha. Daarheen moet ons vlug, en daar moet ons opklim, en daar sal ons die kruis kry, waar ons Jesus gaan ontmoet. Hy sê, want daar het hy hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Sinai is die berg van geregtigheid. En dis nie die geregtigheid wat jy daar kry nie, hy wys vir jou wat is God se geregtigheid en hy sê daarvan. Op Golgotha kan jy die geregtigheid van God deelagtig word. Net daar, nergens anders nie. So, die wat na hom toe kom, ontvang 'n ander wet. Nie die 10 gebooie nie, nie die of daai reël of wet nie. Daar's 'n ander wet vir die mens wat na Golgotha kom en Jesus Christus daar ontmoet. En daai wet se naam is die wet van vryheid. Jakobus sê, jy moet so spreek en so doen, so diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Verder sê Jakobus, dis die koninklike wet, ons sal hoofstuk. Daar's 'n koninklike wet, want God het van ons konings en priesters gemaak, die oomblik toe ons deur die Rooi See gekom het, weg van die Sinai af, en weg van die verskrikking van die geregtigheid van God af. Maak hy van ons konings en priesters, daarom moet ons 'n koninklike wet onderhou. So hierdie wet word geskrywe soos in ons nuwe verbond, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart, hierso. God skryf 'n nuwe wet as jy gered is, hier. En dit is 'n wet wat deur die Heilige Gees in jou hart gegee word, die nuwe wet. Die volgende berg is Nebo, en hierdie 2 berge lê nog buitekant Kanaan. Hulle is altyd buite Kanaan. Nebo se naam beteken hoë plek. Dit is 'n baie hoë berg. Hy is op die grens van Kanaan in die woestyn. Hulle het van Sinai af weggetrek. Hulle was daar in die woestyn, en toe alles klaar is, toe vat God vir Moses op na Nebo toe, die hoë plek, en hy wys vir hom die hele land. Dit is op die grens by die Kanaan, ja. Van hier af het Moses die land aanskou. Wat is die land? Dit is die plek van 'n nuwe lewe, die plek van oorwinning, die plek van volheid, die land wat oorloop van melk en honing, die land van berge. God het gesê, ek gaan julle lei na 'n plek, die land van berge. Dit het Moses gesien.
Wat sê die Bybel verder? En die Here het vir hom gesê, dit is die land wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met die eed beloof het. Met die woorde aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarheen nie oortrek nie. Moses het 40 jaar hierdie mislike volk gelei en bedien en alles gedoen wat hulle van hom verwag het. En hy kom saam met hierdie volk te staan by hierdie berg en God vat hom op en hy sê, jy kan nie ingaan nie, hoekom? Op 'n stadium moes Moses met 'n rots praat in die woestyn. En hy is bietjie kwaad en hy gryp sy kier en sla die rots. En dan kom water uit. Die eerste keer moes hy die rots slaan. Tweede keer moes hy praat met die rots. Want daar was 'n heilsame boodskap in dit wat hy moes sê. En hy doen dit nie. En in sy ongehoorsaamheid diskwalifiseer hom om in die oorwinningslewe in te gaan. Die Bybel sê in Hebreërs dat weens geloofsgehoorsaamheid sal jy in die nuwe land ingaan. Hy sê in Hebreërs 4, weens hulle ongehoorsaamheid het die hele volk in die woestyn gesterwe. Net 2, soos laas week gewys het ingegaan, Josua en Caleb, want hulle was reeds in die geloof. Hulle was in die geloof. Op die berg waar hulle die altare van Moses, van Abraham gesien het, daar was 'n altaar, so ek laas week gesê het. Dit is die heiligdom op die berg van die vriend van God, Abraham. Josua en Caleb staan by daai berg, by daai altaar. Hulle sien hier's Abraham se altaar. En God het hierdie land aan Abraham beloof. En hulle kyk na die land, hulle sien hier's reuse. Hulle sê, ek is nie bang vir julle nie, want hier's 'n altaar van die vriend van God. Dis 'n heiligdom, sê die Bybel. En hierdie 2 manne kom tot geloof by daai altaar. En deur die geloof het hulle ingegaan in die oorwinningsland. Dis die enigste 2. Die ander het weghardloop. Dan sê hy, hoe daai ons gaan ons opvreet. Maar weens ongehoorsaamheid kon hulle nie daar ingaan nie. Die wet kon nie slaag nie, soos Jakobus sê. Moses is 'n beliggaaming van die wet, daarom kon hy nie in die land van die woord ingaan nie. En het ook die wet self gebreek. As Moses die hele wet kon onderhou, sou hy daarop ingegaan het, want dan sou hy tot geloof gekom het. Ander geloof, reddende geloof. Maar Josua en Caleb is die enigste 2 uit 'n volk van, hulle skat so 3 of 4 miljoen mense, wat geloof gehad het, en wat in die nuwe land ingegaan het, oor die grens gegaan het. So dis geloof, dis die sleutel. Abraham verteenwoordig die geloof en die gehoorsaamheid. By sy altaar kom daai 2 tot geloof. God sê, julle het geglo, julle gaan in. Hulle het ook gaan getuig dat hulle gaan ingaan. So wat is ons visie as Nuwe Testamentiese gelowiges, kinders van God? Wat se visie kry ons? 1 Korintiërs 2 sê, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, soos hierdie berge, en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Hy sê, ons kan nie dink wat daar wag nie. Daai ons het die voorreg gehad om te sien, hier lê die land. Maar ons sien niks. Ons sien niks, hoekom? Want hulle het nie geloof gehad nie, ons het geloof, ons het tot geloof gekom. En ons kan ingaan en die dinge sien in die geestesoog. Daarom sê die Bybel, jaag die vrede na met almal, Hebreërs 12 vers 14, en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Jy sal ook nie die heerlike dinge van God sien, as jy nie in heiligmaking is nie. Hy sê, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mense opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. So ons kan maar dink aan die hemel, en ons kan dink aan die ewigheid, en ons kan ons eie idees daarvan vorm, en ons kan Openbaring lees en sien, daar strate van goud en allerlei dinge, maar ons het nie 'n vaagste begrip van wat vir ons wag nie. Hy sê, niemand kan dit bedink nie. En ons kan dit nie sien nie. Hoekom nie?
want ons moet deur die geloof dit ons sin maak. Jy gaan nie goed kry wat jy sien nie. Hier kom Johannes en dit wat kom, ons visie wat vervul gaan word, en een van die 7 engele het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, en ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer waarheen, op 'n hoë en groot berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos die baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspis. So, hier vat God Johannes, en hy sit hom op 'n berg, en hy wys vir hom, hoe lyk dit wat ons in besit gaan neem, waarvan ons deel gaan wees, in volheid. Ons het nou al die eerste vrug daarvan, want jy kan getuig, ek is gered, en ek het die Heilige Gees ontvang, en ek het die Bybel. Maar, voordat jy kan ingaan, voordat jy daar gaan kom, wat Johannes op die berg gesien het, is daar 2 dinge. Die mag en die waarde en die doel van die wet. Jy moet die woord van God lees. Die wet waarvan gepraat word, is nie net die 10 gebooie nie. As Jesus praat met of Abraham praat eintlik daar in Lukas 19, verskoon Lukas 16, van 'n ryk man wat in die doderyk is. En hy smeek, gaan help my broers, 5 broers, waarsku asseblief, Lukas 16. En Abraham sê, nee man, hulle het hulle kans gehad, hulle het Moses en die profete, dis die wet, die totale wet. Laat hulle na die luister. En hy sê, nee, vader Abraham, maar as iemand uit die doodheid teruggaan en met hulle praat, sal hulle bekeer. Abraham sê, nee, al sou iemand uit die doodheid gaan, sal hulle nie bekeer nie, want hulle verstaan niks nie, hulle sal dit nie glo nie. So ons moet die mag, die waarde en die doel van die wet bestudeer en besef en verstaan, voordat ons by die heilige berge van God kan kom. Die tweede is, ons moet die mag, die waarde en die doel van die geloofslewe bestudeer en ons in maak. Jy kan nie net een deel wil doen en die ander los nie. Jy moet 'n totale, afgeronde perspektief op die geestelike dinge van God hê en joune maak voordat jy kan aanbeweeg. So, jy moet daarop reageer. God wag vir elkeen se reaksie. Daarom moet ons betrokke raak. Daarom moet ons die gawes wat God aan ons gegee het uit genade gebruik om sy koninkryk uit te brei. Anders bly ons net arm. God sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Hoe meer 'n mens met God op die berg verkeer, waar ons later sal kom, hoe meer gaan ons hemelsgerig fokus, hoe meer gaan ons ewigheidsgerig dink en doen. Maar hoe meer ons hier in die laagte saam met die wêreldlinge is en ons besoedel en die Satan ons aanval en allerlei dinge, hoe minder gaan ons dink aan daarbo. Ons gaan kyk waarmee ons besig is en probeer oorleef. Hebreërs 11 sê van 'n paar mense, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. So Abraham, waar hy land gesien het en almal daai het niks gekry nie. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo. Sien, geloof is die sleutel. En begroet. Begroet beteken, ek is bly daaroor. Ek maak dit myne. Ek maak kontak met dit. En kontak maak met God se woord en sy dinge. En het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sal hulle geleentheid gehad het om terug te keer, maar nou verlang hulle 'n beter een, dit is die hemelse. Daarom skaam God hom nie om vir hulle om
hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle stad berei. Die stad van God is die vervulling van ons behoeftes in alle opsigte. In die nuwe wêreld, nuwe aarde, die hemel is daar nie berge nie, daar is 'n stad. En daar trek God ons almal saam om by die koning te kom, die steenrots van Israel, vir ewig en altyd. Mag God ons help om te loop op hierdie pad, om dieper in te gaan met die heerlike dinge wat God vir ons wil leer. Amen.